So kom ons sit so, en dan gee ek vir die paar oomblikke van stil gebed, en dan gaan ek ons begelei in die gebed. Ons hemelse Vader, ons dank en eer U dat U woord vir ons sê, dat die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Dankie dat U liefde vir ons volmaak, volkome, en genoegsaam is, sodat ons elke dag tegemoet kan gaan in U naam, en meer as oorwinnaars kan wees deur Christus Jesus wat ons lief gehad het. Here, ongelukkig beleef die meeste van ons soveel nederlaag en stryd en soveel dinge wat gebeur in ons lewe, dat ons dikwels vir U vra, Here, maar waarom en hoekom en is dit regtig nodig? En dan leer U vir ons in die woord dat vir hulle wat God lief het, werk alles ten goeie mee, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. As ons net hierdie groot waarheid van hierdie een vers kan verstaan, sal ons lewe soveel makliker wees. Sal daar soveel minder komplikasies in ons lewens wees, sal daar soveel minder stryd wees. Want Here, as ons hierdie groot waarheid verstaan, sal ons weet, elke dag as ons opstaan, elke minuut wat ons leef, elke uur wat ons leef, elke dag wat ons deurleef, is U ten volle van in beheer. U rig ons voetstappe en die hart van die mens dink sy planne uit, maar God rig sy voetstappe. En mag ons, Here, in vaste vertroue leef, dat ons weet dat U wat ons lief het, dat U ook in beheer is van ons lewe en dat U deur die keuses wat ons maak en die besluite en al die dinge vir ons leer dat die einddoel van ons lewe is om meer te word soos ons Here Jesus en voor Hom te gaan staan om die mooiste by Hom te ontvang. Baie dankie vir elkeen wat vanmôre hier is, dankie vir elkeen wat vanmôre ingeskakel het by ons erediens. Vader, mag U self deur die waarheid van U woord tot ons harte spreek en mag U deur U Gees ons versterk met krag uit die hoogte, sodat ons in alles U welbehaaglik kan wees. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ek gaan u nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Psalm 55. Nou ons het verlede week by deel 1 stilgestaan van hierdie baie besondere Psalm 55. En ons het verlede week bietjie met u gepraat oor die gedagte, in plaas van vlerke ontvang Dawid 'n vars en nuwe visie van God. U sal onthou, ons het bietjie gepraat oor die vers waar Dawid gesê het, as ek maar vlerke gehad het soos 'n duif, het ek weggevlieg en weggebly. So Dawid se hart was so ontsteld oor wat gebeur het en daar was soveel vrees en angs in sy lewe dat hy ook hierdie woorde voor die Here geuiter het. En het ons vir u gesê, in plaas van dat die Here vir hom vlerke gegee het om weg te vlieg soos hy begeer het die Here vir hom 'n nuwe en vars visie van homself gegee. En wonderlik dat die Here nie altyd ons gebede verhoor nie. Dat die Here ons nie altyd wegneem uit 'n bepaalde plek of situasie nie. Ons dink maar aan Elia onder die besembos wat gebid het dat hy eerder sal doodgaan. Ja, dat hy sal sterwe en die Here het nie sy gebed verhoor in die sin om vir hom te gee wat hy voor die Here geuiter het nie. Maar die Here het vir hom na die berg Horeb geneem. Daar het hy 'n nuwe en vars ontmoeting met die Here gehad en hy teruggekom en dan ook kragtig onder die volk Israel getuig. So ons gaan vanmôre saam lees, dan gaan ons by deel 2 stil staan. Vanmôre gaan ons bietjie kyk na die praktiese lesse vir ons lewe, die praktiese lesse wat ons kan leer uit hierdie bepaalde Psalm. Kom ons sien wat sê Psalm 55, ons lees vers 1 vir die musiekleier, met snaarinstrumente 'n onderwysing van Dawid. O God, hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie. Luister na my en verhoor my, in my onrus dwaal ek rond en is verward, weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose, want hulle stort onreg op my af, en in toorn behandel hulle my as vyand. My hart krimp in mekaar in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval. Vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my. Toe het ek gesê, ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly. Kyk, ek sou ver wegvlug, ek sou vernag in die woestyn Sela. Gou sou ek vir my 'n skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm. Verwar, Here, verdeel hulle spraak, want ek sien geweld en toos in die stad. Dag en nag omring hulle dit op sy mure, en binnekant is onreg en moeite. Want wat onheil aanbring is daar binne,
en verdrukking en bedrog wyk nie van sy markplein nie. Maar dit is geen vyand wat my smaad nie. Anders sou ek dit dra. Dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie. Anders sou ek my vir hom wegsteek. Maar jy, 'n man soos ek, my vriend en my vertroude, ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het met die woelige skare. Laat die dood hulle oorval, laat hulle lewendig in die doderyk neerdal, want boosheid is in hulle woning, in hulle binneste. Maar ek roep God aan, en die Here sal my verlos. Saans en smorens en smiddags klaag ek, en steen, en hy hoor my stem. Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my. God sal hoor en hulle antwoord, ja, hy wat op die troon sit van lankal af, Sela, omdat by hulle geen verbetering is, en hulle God nie vrees nie. Hy het sy hande uitgesteek teen die wat in vrede met hom geleef het. Hy het sy verbond ontheilig. Glad is die botter woorde van sy mond, maar sy hart is oorlog. Sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde. Werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Maar u, o God, sal hulle laat neerdal in die put van vernietiging. Manne van bloed en bedrog sal hulle daar nie tot op die helfte bring nie. Maar ek vertrou op u. Baie besondere psalm en, vriende, wanneer ons die Bybel lees, dan lees ons God se woorde aan ons, geïnspireer deur die Heilige Gees, en hoor ons ook hierdie man Dawid met sy stryd, vir u gesê het was sy seun Absalom wat teen hom opgestaan het, sy raadgewer Agitofel wat teen hom opgestaan het, en hoe Dawid deur hierdie pynlike proses worstel, en vir ons ook in hierdie psalm dit opgeteken het, sodat ons ook vanmôre in die jaar 2026 hierdie groot waarheid kan lees, en dan ook vanmôre daarmee kan assosieer. Vanmôre dan weer vers 7, toe het ek gesê, ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly, en dan vanmôre, in plaas van vlerke, ontvang Dawid 'n vars en nuwe visie van God. Jy sal sien is deel 2, die tema van vanmôre se boodskap, dan praktiese lesse vir ons lewe. Nou vriende, soos jy weet, is ons besig met die reeks uit die boek Psalms. Ons werk so Sondag na Sondag deur 'n Psalm, en so af en toe, dan onderbreek ons dit met die reeksie daar uit die boek Genesis. Ek sal seker DV volgende Sondag weer uit Genesis met u 'n boodskap hanteer. Maar net so 'n kort oorsig oor laasweek se boodskap. U sal onthou, ons het laasweek uit Psalm 55 gekyk na hierdie tema, en die eerste gedagte was gewees dat Dawid se vrees en ontsteltenis was geweldig groot gewees toe hy agterkom dat sy seun Absalom teen hom opstaan, en dan Agitofel sy raadgewer, dan hierdie komplot eintlik saam met hierdie ouens was in hierdie komplot om hom te ontroon en dan van hom ontslae te raak. En vir u gesê dat Dawid se vrees en ontsteltenis kom baie duidelik voor in hierdie psalm, soos ons ook dikwels vrees en ontsteld is wanneer sekere dinge na ons kant toe kom. Met u gepraat oor die gedagte van sy ernstige en aanhoudende gebede. Die Bybel sê vir ons soggens en smiddag en saans het hy gebid. Vir u gesê Daniël het dieselfde gebruik gehad. Jesus het 3 maal in die tuin van Getsemane gebid. Dis noodsaaklik. Ons kan ander mense soos Paulus wat 3 keer gebid het dat die doring uit sy vlees weggeneem moet word. Die Bybel is vol daarvan dat wanneer die nood druk en wanneer daar ernstige kwessies na ons kant toe kom, het ons nodig om meer te bid as ooit van tevore. Ons het gesien dat Dawid het dan ook gesien die een wat waarlik op die troon sit. Die Here het hierdie vrees omskep in hierdie vaste vertroue dat God ook in beheer is, dat hy die een is wat sien, dat hy op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete. En ek het vir u gesê, Dawid vergeld nie, maar vertrou op die Here. En ons het afgesluit met hierdie woorde van Spreuke 3 vers 5 en 6, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Vanmôre gaan ons bietjie kyk na so 'n paar praktiese lesse vir ons lewe. 'n Paar dinge wat ek net wil uitlig. Hier en daar gaan daar so 'n bietjie 'n oorvleeling wees, maar ek gaan dit baie kortliks met u hanteer, dat u net kan sien, in hierdie psalm is daar dinge wat ons daagliks kan toepas in ons lewe, wanneer daar ernstige situasies oor ons pad kom, en ons kan ook prakties uit God se woord hierdie dinge te bowe kom, en daaruit leer, en ook die Here daarin verheerlik. Die eerste gedagte vanmôre dan, die eerste praktiese les wat ek vir u wil leer,
wat na vore gekom het, wat die Here ook maar vir my moes kom leer in hierdie Psalm, is dat ons is mense, ons vrees soms. Ek het vir u gesê van Dawid, hy sê my hart krimp in mekaar in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval, vrees en bewing kom oor my en angs oordek my. Wat vir my wonderlik is van, as Dawid hierdie woorde neerpen, is dat Dawid 'n held was. Hy was 'n koning, hy was 'n krygsman, die vrouens het gesing, Saul het sy duisende verslaan, Dawid sy 10.000, en tog sien ons, daar was tye wat Dawid so geweldig met vrees oorweldig was, dat Dawid se hart in mekaar gekrimp het. Dis letterlik 'n seer wat jy beleef, wat jy vir ander mense nie kan beskryf nie. En ons elkeen wat vanmôre hier sit, kan in 'n mindere of in 'n meerdere mate daarmee assosieer. Wanneer jy agterkom, mense kom jou te na. Die situasie wat jy tans in is 'n baie moeilike situasie. En ag vriende, een ding het die Here my kom leer, ons moet nooit vergeet dat ons mense is nie. By dit ons is sondige mense, uit genade gered. God se woord leer vir ons kosbare lesse, maar soms is daar vrees in ons lewe. Ons beleef 'n tyd waar mense, vir ander mense sommer raad gee en sê, ag man, kom oor hierdie ding, kom oor jouself, vergeet daarvan, vermy hierdie mense, vermy hierdie situasie, moenie verder oor hierdie ding praat en top nie. En dan as jy klaar gehoor het wat hulle gesê het, gaan jy terug huis toe en jy voel 10 maal erger as voor die tyd, of voor daardie gesprek waar hulle vir jou raad gegee het. Ons vind baie keer in charismatiese groepe, waar hulle vir jou sê, jy moet net lewe spreek oor jou situasie, praat met jou situasie, praat oor daai persoon en spreek lewe, en al hierdie dergelike praktyke wat ons eintlik net meer verwar as enigiets anderste. Dan kry ons die motiveringssprekers, die life coaches wat vir ons kom leer, ons moet alles positief benader en positief wees en positief praat oor ons probleme en ons omstandighede, en nêrens in die Bybel vind ons dit nie. Elke keer as ons die Bybel bestudeer, dan sien ons dat ons Bybels 'n situasie moet hanteer. Dat ons vanuit God se woord versterk moet word na die innerlike mens, sodat ons die uiterlike kan hanteer op 'n Godverheerlikende manier. In my studie hierdie week het ek gesien dat dit verbasend is hoe dikwels die Here sy kinders maan om nie te vrees nie. Meer as 100 verse in die Bybel praat oor die gedagte dat God se kinders nie moet vrees nie. Hoor wat sê die Here vir die krygsman, Josua, die opvolger van Moses. Die Here sê, het ek jou nie beveel nie. Josua, het ek jou nie die opdrag gegee nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Nou moet ons onthou, Josua het hierdie magtige volk, hy moet deur die Jordaan trek, hy moet hulle in die beloofde land inlei, en die eerste stad wat voor hulle lê is Jerigo. Daar's vyande. Hulle moet hierdie mense in 'n oorlog teenoor hierdie mense staan, en hulle moet hierdie stad inneem. So ek verstaan in 'n mate hoekom hy gevrees het, want die volk Israel was nie 'n klomp maklike mense nie, glo my. Dit was 'n klomp rebelle op sigself. En nou moet hulle nog hierdie stad inneem, die stad Jerigo, en hierdie mense was krygsmanne gewees, en die Israeliete het nie opleiding gehad nie. So ek verstaan dat Josua hierdie duidelike opdrag van die Here moes ontvang het. Josua, het ek jou nie beveel nie. En dis vriende waar ons krag en ons sterkte in lê. Maar meer as 100 verse is in die Bybel opgeteken waar die Here ons leer om nie te vrees nie. Hoor wat staan in Jesaja 41:10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Wie van u glo dat die Here vanmôre met jou is? Dat hy in jou woon deur sy gees? As jy dit vanmôre glo, waarom vrees jy? En jy sal vanmôre vir my sê daar in jou gedagte, ek weet nie. Ja, ek is vanmôre hier dat jy dit vir my kan uitfigure. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, ek weet ook nie hoekom ek soms vrees nie. Want as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En tog besef ons is mense. En terwyl ons op hierdie sondige aarde is, sal ons deur hierdie vrese moet worstel. Maar daar is oorwinning en genade in die Here, soos ons vanmôre ook sal sien. Die Here sê vir Jesaja, wat 'n profeet was, en hierdie hardnekkige volk het teen hom opgestaan, sê die Here vir hom, Jesaja, wees nie bevrees nie, ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou ook, help ek jou ook, ondersteun ek jou met my reddende regterhand. En die oomblik toe Jesaja hierdie woorde hoor, toe dink hy aan God, die verbondsgod, wat die volk Israel uitgelei het uit Egipte, met hierdie 10 pla, wat die Rooi See oopgemaak het, die Egiptenaars laat verdrink het. Onmiddellik assosieer Jesaja
Hierdie woorde met die God wat getrou is aan sy woord en die een wat op die troon van die hemel sit. Maar ons sien ook dat die apostel Paulus vir 'n jong predikant sê, Timoteus die jong predikant van die gemeente in Efese, hy sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. So vrees sal deel van ons lewe wees en bly. Maar vrees moet ons nie heeltemal verlam, dat ons niks kan doen nie, want ons is so vreesagtig, dat ons nie ons neus by ons huis wil uitsteek nie, dat ons nie met ander mense wil praat of assosieer nie. Bybel is baie duidelik dat die Here ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie. Alhoewel ons van tyd tot tyd vrees en ons vrees moet bestuur en volgens die waarheid van God se woord uit ons lewens moet ban, is daar 'n baie duidelike gedagte dat vrees dikwels deel van ons lewe is. Die Here sê in Matteus 10:28, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Nou vriende, luister mooi wat hier staan. Moenie vrees nie. Wie van u kan hierdie vers vanmôre quoteer? Meeste van u. Moenie vrees vir hulle wat die liggaam doodmaak nie, en tog bewe ons soos 'n riet voor mense. Ek wil vertel van 'n geleentheid hierdie week waar sy met 'n moslemvrou moes kommunikeer. Vir oor 'n uur lank was hulle in gesprek met mekaar. En sy sê toe sy besef hierdie vrou is 'n uitgesproke moslem, en sy begin met haar die evangelie deel, die vrees waarmee sy dit gedeel het. Tot die Here haar kom leer het, dat die hele gesprek gaan nie oor my siening en daardie vrou se siening nie, maar oor die evangelie van ons Here Jesus Christus, die een wat ons uit genade gered het, en tog vrees ons. Glo my by die golfbaan, dat sy ou baie vrot speel, en ek met hom begin praat oor die evangelie, en hy klim terug in die karretjie, en hy daai stok nie op 'n sagte manier neergesit nie, dan dink ek by myself, hier kan miskien iets leliks gebeur. Hier kan miskien 'n hospitaalsaak wees, as ek nou aangaan, en dan wag ek maar weer 'n rukkie, en dan soek ek maar weer 'n geleentheid om met hulle die evangelie te deel. So die hele gedagte, wat ons leer uit Psalm 55 is, dat Dawid, alhoewel hy 'n krygsman was 'n man wat gevrees het by tye, maar hy het sy vrees na die Here geneem. Die Here het oor 100 verse in die Bybel vir ons opgeteken, dat ons nie moet vrees nie, nie ons situasie, nie ons omstandighede, nie die druk van binne en buitekant wat aan ons kant toe kom nie. Dinge gebeur in ons lewe. Kom ons vra die Here, dat ons vrees kan bestuur op 'n Bybelse manier, en hom sal eer wat in ons lewens werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Vriende, ons skep moed in die feit en wete dat die Here ons liefhet en deurgangs nader na homself trek. Luister, as 'n kind vrees, miskien speel hy buitekant in die weerlig slaan, en daai laaitjie kom ingehardloop soos 'n Usain Bolt, en sy oë so groot en sy hare staan opreg. Wat roep hy? Mama! Mama! Of sy pa. En hulle maak hulle hande oop en hulle gryp hom en hulle hou hom vas. En daai hartjie klop so. En dis 'n paar minute, dan is daar rustigheid. Daar is vrede. Waarom? Dit is wat ouers doen. Hulle gee vir hulle kinders beskerming. Hulle gee vir hulle kinders daardie wonderlike gerusheid, by my is jy veilig. En ons kan hulle faal en ons kan hulle teleurstel, maar hoor hoe mooi stel die Bybel het daar in Psalm 103, vir ons wat vrees, sê die Here, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. As ons vrees geanker is in die feit en wete dat God in beheer is van alles, wat ook al met my gebeur, dan raak my vrees rustig, en hierdie, kan ek maar die praktiese illustrasie gebruik van die vader, wat sy kind omhels en vir hom sê, my kind, moenie vrees nie, ek is by jou. Psalmdigter sê dit so mooi, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees, want hy weet, wat maaksels ons is gedagtig, dat ons stof is. Vriende, luister, hoe langer ek lewe, hoe ouer ek word, hoe meer kom ek agter, ons as mens is eintlik baie pateties. Ons vrees gou, ons raak gou ontsteld, die geringste ding maak vir ons heeltemal gedaan vanmôre. Jy weet, ek drink in die môre 'n smoothie, dat ek nou bietjie krag kan hê vir die dag, en dan is dit nou beet, en dis patat, en wortel, en appel, en allerhande goed wat ek ingooi, en die vroukie wat nou al vir ons 14 jaar werk, ek vra nou die dag, wil jy 'n bietjie proe? Sy sê nee,
Sy noem my Zuma, sy sê, nou Zuma, you drink it yourself. As jy hom klaar gemaak het, dan spat hy sommer so, dan maak hy so, soos 'n vulkaniese uitbarsting. Maar vanmôre het ek nou vir my een maak, en ek wil daardie smoothie optel, dis daar niks meer in die bak op nie, oor nie, alles loop onderuit. Die eerste keer in my lewe het ek 'n smoothie masjien sien, wat 'n ding het wat onder oop en toe draai. So ek het vanmôre, in hierdie hele proses, van gereedmaak vir die kerk, het ek die 3/4 daarvan gebruik om smoothies skoon te maak. Maar in my ontsteltenis, en ek dink by myself, hoe kan iemand 'n smoothie masjien maak met 'n deksel wat onderdraai? Hoe op die aarde maak iemand so iets? Dis 'n dom patent, geen wonder die ding was op uitverkoping nie. Maar in hierdie ontsteltenis besef ek wat die woord sê, want daarna het ek weer deur my preek gaan werk, want hy weet wat se maaksels ons is. Die geringste ontstel ons. Ons raak bewerig as hierdie goed gebeur en ons dink by onsself, maar hoekom vanmôre? Ek is op pad kerk toe. Prys die Here met blye galm, maar alles moet goed verloop tot ek daar aankom. Nee. Hy weet wat 'n maaksels ons is. Ons is stof. Die geringste ontstel ons. Die mens soos die gras is hy daar, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is hy nie meer nie en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees en sy geregtigheid vir sy kindskinders. Ek onthou die jare wat ons by my skoonma gaan kuier het. Klein dingetjies daar ontstel, haar bang gemaak, vreesagtig gemaak. Sy wou nie meer na die inkopiesentrum gaan nie. Sy wou nie meer met die voertuig ry nie. Die vrees, nou sê die Bybel vir ons, as ons God vrees, het ons nodig om niks anders te vrees nie. En ag vriende, wanneer ons ontstel raak oor goed wat met ons gebeur, het sy wat ons miskien beleef, wanneer ons iets doen, of wat ander mense aan ons doen, onthou vrees, deel van ons lewe, maar leer om het reg te bestuur. Dit wat met jou gebeur, leer om het reg te hanteer, Bybels te hanteer. En wanneer iets gebeur, soos 'n simpel smoothie masjien, wat alles onderuitloop in plaas van in die glas, vra die Here, wat wil u vir my leer? In die proses om ook nader aan u te beweeg. Die tweede gedagte wat ons vanmôre moet hanteer, sonde bring gevolge, soos in Dawid se geval. Nou vriende, hierdie punt moes ek as deel van my preek vanmôre hier saamgebring het, want ons sien Dawid dikwels en ons vergeet, dat die meeste dinge wat met Dawid gebeur het, was as gevolg van sy sonde. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat Dawid het gesondig met Batseba, en hoor wat sê die Here self vir Dawid in 2 Samuel 12 vers 9. Nathan die profeet kom na Dawid en hy sê, waarom het jy die woord van die Here verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hetiet het jy met die swaard verslaan en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het en die vrou van Uria die Hetiet geneem het om jou vrou te wees. Nou ons kan miskien by onsself vanmôre dink, maar dis dan maar diep onregverdig dat God iemand straf tot aan die einde van sy lewe en selfs baie keer die hartseer van die gevolge wat in sy geslagte is oor 'n sonde wat hy gedoen het. Kan die Here nie met vergifnis maar klaar nie. En wil ek vanmôre vir u sê, as God vir ons vergifnis gee, gee hy vir ons eenmalig vergifnis van ons sonde. Die Bybel sê hy werp dit in die diepte van die see. Die Bybel sê vir ons dat die Here hierdie sonde uitwis. En die Bybel sê selfs dink hy nie meer aan daardie sonde nie. Maar ons moet onthou, die gevolge is deel van ons lewe. En dis die probleem wat ons mee sit. Dink aan hierdie 2 manne in die Bybel. Die eerste man is Dawid. Hy sien hierdie mooi vrou wat bad. Hy gaan doen navraag, hy roep haar na sy paleis toe, hy het gemeenskap met haar, sy word swanger, en die Bybel sê vir ons baie duidelik, hy hoor van hierdie vrou dat sy getroud is, en hy vermoor haar man. Die hartseer gevolge sien ons omtrent in elke psalm wat Dawid geskryf het. Josef aan die ander kant, onthou u, hy was versoek deur 'n vrou. Hierdie mevrou Potifera was so, verskoon die platvloerse uitdrukking, sy was so oorig, dat sy gereeld by Josef kom staan het en gesê, kom hou gemeenskap met my, en Josef sê vir haar, luister, hoe kan ek so groot ding doen en sondig teenoor God? Sê gou vir my, het jy al die kontras gesien tussen Josef se lewe en Dawid se lewe?
Josef tweede bevel in Egipte, na hierdie hartseer tyd, na sy broers hom verkoop het, en die tronk beland het, en die Here hom verhoog het tot tweede in bevel, sê die Bybel vir ons, hy het 'n vrou getrou, hy het kinders gehad, en Josef het eintlik 'n baie rustige lewe gehad. Want die gevolge van sonde was nie deel van sy lewe, soos in die geval van Dawid nie. Sou Josef met Potifar se vrou gemeenskap gehad het, het ons miskien nooit weer van Josef gelees nie. Sou hy miskien doodgemaak geword het, volgens die gebruik van daardie tyd. Ek wil vir u vanmôre sê, baie dinge wat met jou en my gebeur, en die komplikasies in ons lewens, is weens sonde. En dikwels neel ons by die Here en ons vra, Here, maar hoekom gebeur dit, en waarom staan hierdie een teen my op, en waarom gaan dit in my huis soos dit gaan? En dikwels vergeet ons maar 6 jaar terug, en 15 jaar terug, en 20 jaar terug, het ek A, B en C gedoen. Ek onthou eendag in een van my gemeentes waar ek was, bel 'n oom my. Eindelik bel die kinders my en sê, luister, daar's chaos in die huis. Die tannie het die oom geslaan. Ek dink by myself, okay, dis nie 'n vreemde verskynsel nie, maar die tannie is so groot en die oom is so groot. En toe dink ek by myself, miskien moet ek gaan uitry en gaan kyk wat aangaan. En op daai stadium het die oom in 'n reistoel gesit. Sy gesig was presies in die punchline gewees. En as die tannie kwaad raak, het sy vir die oom bygekom. Glo my, dis nie 'n storie wat ek vertel nie, sy werklikheid is deel van die bediening gewees. En die oom kom daar aan en die oom sit in die kar. Hy sê vir my in trane, hy sê ek gaan nie terug in die huis gaan nie, ek gaan nie terug na my vrou toe nie. Hy sê ek is nou moeg. Sy rand my gereeld aan. Ek vra hom nou, wat gaan aan oom? Wat is aan die gang? Weet jy wat vertel hy my? Op daai stadium was hulle 60 jaar getroud. Ek vra van oom, wat gaan aan? Hy vertel vir my, hulle was net getroud, so seker 'n jaar of wat. Toe gaan hy en sy vrou, en 'n vriend van hom en sy vrou, vir 'n naweek weg. En op daardie naweek wat hulle weggegaan het, het hy sy vrou verneek met sy vriend se vrou. En die tannie, toe sy begin Alzheimer kry, was die eerste en die enigste ding wat sy aan kan dink, amper 60 jaar later, jy het my verneder toe ek 'n jong vrou was. En hierdie woede in haar hart het na vore gekom. En dikwels sê ek vir mense, en dank die Here, hulle het by mekaar gebly tot die dag van hulle dood. Maar die hele gedagte, moes ek vir hierdie oom kom leer, daar's gevolge vir sonde. Ons moet nie dink sonde is, ek kan maak wat ek wil, en is ewe skielik weg, omdat die Here my vergewe het nie. Gevolge bly deel van my lewe. Daar's mense wat vandag in die tronk sit, oor iets wat hulle gedoen het 20 jaar terug, en hulle tot bekering gekom, maar hulle leef nog steeds met die gevolge. Dikwels in familiekringe, dikwels by werksplekke, waar hierdie gevolge nog deel van ons lewe is. Vriende, dikwels vrees ons soos 'n Dawid, onthou jy vir Adam en Eva in die tuin van Eden, ons vrees, want daar is gevolge vir ons sonde. Daar is skande en daar is skaamte, wat daarmee gepaard gaan. Onthou jy vir Adam en Eva in die tuin, hulle het eers saam met die Here gewandel, na hulle gesondig het, sê die Bybel, en hulle die stem van die Here gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Ek wil vanmôre vir jou vra, dat as jy vanmôre moet geweldige gevolge in jou huis hê, dat jy nie moedeloos sal raak nie. Maar dat jy die Here sal vra om hierdie waarheid van sy woord ter harte te neem, dat miskien beleef jy gevolge oor sonde, maar deur God se genade kan jy hierdie gevolge omdraai in 'n seën, as jy God verheerlik deur jou daaglikse lewe, in plaas van om in aggressie en woede op te staan oor dinge wat nou in jou lewe gebeur. Psalm 97 vers 10 sê, en vanmôre wat 'n deel van Spurgeon se dagstukkie, as u dit gelees het, Spurgeon sê, o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Want die Here weet wat kwaad in ons lewens doen, die gevolge van sonde. Ons kyk dikwels na Dawid se psalms, en ons vergeet soms dat Dawid die bittere vrug van sy sonde gepluk het. U sien, voordat ons rebelleer en in opstand kom oor dit wat met ons gebeur, en wat mense aan ons doen, onthou ek verdien eintlik erger.
Want hoe dikwels ons al teen God oortree en teenoor ander mense, en tog beleef ons die genade om vanmôre saam te wees as gemeente en eer te bring aan die Here. Ons moet onthou dat selfs die gevolge van ons sonde kan deur God gebruik word en word deur die Here gebruik om ons te vorm na die beeld van sy seun. Wie is daar wat die getuienis dra in die Bybel dat hy 'n man na die hart van God was? Was dit nie Dawid nie? Dawid beleef, daar sê, tot Heron weet dit. Dawid beleef soveel hartseer in sy lewe en tog sê die Here, die man se berou en sy begeerte om heilig voor God te lewe, het hom hierdie uitstaande kenmerk of eintlik naam gegee dat hy man na die hart van God was. Hoor gou wat sê Hebreërs, en dan gaan ons na die laaste of voorlaaste gedagte toe. Die Here sê in Hebreërs 12 vers 5, en julle die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek, my seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur die Here bestraf word nie, want die Here tugtig die wat hy liefhet. En hy kastei elke seun wat hy aanneem, en as julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Die Here red ons nie om ons gemaklik te laat lewe nie. Hy red om ons heilig voor hom te laat lewe. Baie van die goed in ons lewe is gevolge verskoon. Die meeste berading wat ek in my 28 jaar in die bediening gedoen het, is huweliksberading. En die meeste huweliksberading wat ek doen, is omdat die man en die vrou nie oor die weg kom nie. Interessant. Voor die tyd is dit sterretjies in die oë, en jy sê vir die oukie, luister, maar ek sien die meisiekie het bietjie 'n kort draad, dink jy nie, het gaan 'n probleem is in die huwelik nie? Nooit. Die liefde oordek alles. En 3 maande later, as hy jou bel in ontsteltenis, dan wil jy vir hom eintlik sê, maar, ou broer, gaan lees uit 1 Korintiërs 13, die liefde oordek alles, bedek alles. Meisiekie wat sê, maar hierdie oukie, hy is so wonderlik, hy het sulke oë, as ek in dit kyk, dan raak my bene lam. Dan dink myself, sit gips aan, dat jy nie lam bene kry nie, want hierdie skepsel gaan vir jou hartseer in jou lewe berokken. En tog dan trou hulle, na al die waarskuwings wat jy hulle gegee het, trou hulle, en dan begin jy met die berading, en jy begin met hulle praat, en hulle wil die Here die skuld gee, en hulle wil ouers die skuld gee, en familie en vriende en omstandighede en werksituasies, in plaas van om te sê, Here, ek is 'n sondaar, en ook my sondige bydra aan hierdie huwelik veroorsaak dat ons hierdie probleem het, help my om minder te word, sodat u meer kan word. Dikwels is daar tugtiging in 'n ou se lewe, hartseer gevolge, dinge wat gebeur, omdat ons in ons lewe sondig. Ons luister nie, dikwels trek ons aan ongelyke juk, dikwels is daar by die werksplek dinge wat ek doen en sê, wat hartseer gevolge het en langdurige gevolge het. Daarom pleit ek by jou vanmôre, dat ek en jy seker sal maak dat ons die pad met die Here stap, en as ons gesondig het, dat ons sal bely en laat staan, dat ons alles in ons vermoë sal doen om reg te maak waar ons verkeerd gedoen het, en God vra om heilig te lewe, sodat hy ook verheerlik sal word, en vir hom te vra, Here, gebruik ook hierdie gevolge, om my te vorm tot u eer. Ek het u vertel, ek en my vrou was 18 maande getroud, toe ons uit mekaar uit. 18 maande. Dis ek van luister, ek het nie aangemeld vir die nonsens nie. Ek sê dis vir jou en jou ma en jou familie en vriende, en sê ek is nie, eintlik was dit meer van my kant af as van haar kant af. Maar die ouers het geweldig ingemeng, en daar was geweldige dinge, ons was 19 en 22. En in daardie tyd kom leer die Here vir my, 'n belofte wat jy voor God maak, is 'n belofte wat jy gestand moet doen. En die probleem is nie jou skoonma of jou pa en jou ma, en al die dingetjies wat jy wil na vore bring, omdat hierdie ding nie gaan werk nie, die probleem is jy. Kyk in die spieël, en sien jy die grootste probleem in jou lewe is jy. Want jy wil nie buig onder God se gesag nie. En vandag is 35 jaar verby, en ek dank die Here. Ek sê nou dag vir haar, ek dank die Here, dat hy hierdie onnosele jongman voorgekeer het, dat ek nie my lewe sou verongeluk het, en vandag moes terugkyk na hartseer gevolge, omdat ek na God nie wou luister nie.
Die volgende gedagte. Seer kry is deel van die gevalle sondige wêreld in ons daaglikse lewe. Vriende, as jy nooit weer wil siek word nie, as jy nooit probleme wil hê nie, as jy nooit wil hê nie, begin van vanmôre af bid, Here, maak my vandag dood. R.C. Sproul sê in die konsistorie, as hy siek is, dan bid hulle, Here, maak asseblief ons predikant volmaak gesond, dan wil hy die ou keer en sê, wow, hou op bid daarvoor, want jy bid dat ek moet doodgaan. Dis die enigste dag, wanneer ek volmaak gaan wees. Vry van sonde, vry van siekte, vry van pyn. Luister, daar bestaan nie so lewe op aarde nie. Soos jy ouer word, is daar meer probleme as wat jy jonger is. En nou kan jy vir my sê, maar ek tog as ou pensioen vat, dan is die lewe, die Kaap Hollands. Jy het lekker geldjie in die bank, alles gaan goed, alles loop klok dis op boom, en as 'n oom nou dag vir my sê, ek het die geld, maar ek het nie meer die krag om iets te doen nie. Ek wil niks meer doen nie. So die hele gedagte wat ek maar net vir jou sê, daar stryd van binne, stryd van buite, so moenie dink jy gaan 'n idilliese of die idilliese gedagte koester van 'n paradyslewe nie. Ons is nie in die tuin van Eden voor die sondeval mee nie. Ons is nie in 'n wêreld wat nie geraak word deur sonde nie. Selfs in Mauritius sê hulle waar hierdie ryk mense vir hulle plekke koop en vakansie gaan hou, is van die grootste armoede en ellende en selfs diefstal wat plaasvind. In die pragtige plek, en dan is daar die Karibiese eilande en al hierdie plekke wat mense vir ons sê, as jy net daar vir jou huisie kan koop, sal alles net goed loop. Luister, die Bybel sê vir ons baie duidelik, ons lewe in 'n gebroke wêreld na die sondeval. Die Here sê dorings en distels sal deel van ons lewe wees. Misverstande sal deel van ons lewe wees. Siekte, stryd, finansiële kwessies, probleme in jou se huwelik, probleme met mense om jou, bure, noem dit. Daarom is dit belangrik dat ons sal sien, dat hierdie hartseer gevolge deel van die sondeval is. Dawid se psalms leer vir ons baie daaroor. Hy sê, Psalm 55:13, want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra. Dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, maar jy 'n man soos ek, my vriend en my vertroude. Onthou Doeg, onthou jy die boodskap daaroor, die Edomiet wat gekom het na Saul om te sê waar Dawid homself wegsteek, en al daardie profete en profeteseuns is doodgemaak. So kan jy deur die psalms lees, Saul vervolg hom. Ons dink aan Simei wat Dawid vloek, ons sien hoeveel stryd hy beleef met sy seun Absalom en van sy ander kinders, en ons besef dat seer kry deel is van die gevalle sondige wêreld, en dan lees ons dat Dawid oud geword het, in die bed gelê het en hy het nie warm meer geword. Hulle het komberse oor hom gegooi en allerhande dinge, en Dawid het yskoud in die bed gelê en hy het gesê, ek weet my tyd van heen gaan is naby. En ek het gister 'n boodskap geluister, en die prediker sê, daardie tyd is eintlik die beste tyd in jou lewe. Want dan is jy op pad na die heerlikheid, waar daar nooit weer pyn, stryd, hartseer, sonde, droefheid of enige iets sal wees nie. Soos jy weet, het ek my pa begrawe in COVID-tyd. Hy en my broer is 7 dae uit mekaar uit oorlede. Die laaste paar gesprekke wat ek nog gehad het, het vir my gesê, my seun, hoe ouer ek word, hoe groter raak die stryd. Die aanvegtinge van binne en buite. Die dag toe ek hom begrawe het, toe sê ek vir die gemeente daar, die mense wat saam gekom het, die handjie vol in COVID-tyd, die mense wat ingeskakel het, ek vir hulle gesê, sy beste lewe het nou begin. Mense vra my dikwels, hoe kon jy eie pa begrawe het? Ek sê, maklik. Hy het die goeie stryd gestry. Hy het die wedloop voleindig, hy het die geloof bou, waarom sal ek dan treur soos hulle wat geen hoop het nie? Ek wil vanmôre vir jou sê, hou op verlang na hierdie utopia, wat jy vir jouself in jou kop geskep het. En besef, jy leef in 'n gevalle wêreld, in 'n sondige wêreld, dinge gaan skeef loop. Moenie dat dit wees as gevolg van jou sonde nie, maar as dit na jou kant toe kom, vra die Here vir genade om dan hierdie stryd saam met hom tegemoet te gaan, om meer as oorwinnaar te wees in sy naam. Hoor wat leer die Here vir ons so duidelik. Vriende, hoor wat sê die Bybel vir ons. Dis vir my so kosbaar toe ek hierdie studie hierdie week gedoen het. Matteus 6:34 sê, kwel julle dus nie oor môre nie. Môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie goeie dinge.
Dis nou die prosperity gospel wat dit preek. Nee, die Bybel sê elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Ons lewe in 'n sondige, gevalle wêreld. Die Here Jesus, die sondelose volmaakte seun van God, het dag na dag stryd gehad met die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes. Hy was sondeloos. En tog het hulle hom daagliks geteiken met hulle vrae, met al hierdie aanvegtinge, met die beskuldigings. En vanmôre het ek 'n boodskap van Dr. R.C. Sproul geluister, toe hierdie klomp manne, die vrou wat in ontug betrap is in Johannes, na Jesus gebring het en gesê, wat gaan jy doen omtrent dit? Hierdie vrou was betrap dat sy oortree het, en wat gaan u doen? Selfs Christus is nie gespaar van hierdie stryd en al hierdie dinge nie. Hy was sondeloos en ons eer hom daarvoor, dat hy vir ons die goeie stryd gestry het en vir ons die weg gebaan het, sodat ons in hom gered kan word. Maar onthou, moenie jou kwel oor môre nie. Moenie jou kwel oor môre nie. In my Bybel staan geskrywe, en as u dit nie wil glo nie, kom lees self, the past is gone forever. The future is uncertain. The only time you have is now. Vriende, leef vandag. Man, as jy wakker word met jou poplans, jy sê, Jesus, ek het jou lief. Jy's mooi vir my. En sy sê vir jou, sê, nee, jy kyk al die plooi en arms wat so is, en allerhande goed. Sê van, maar vir my is jy pragtig. Ek het jou lief, geniet haar. Dank die Here as jy die kerel aansit en hy kook. Dat jy 'n koffiekie kan drink, het jy al geruik oor hy koffie in die môre. Man, as min goed wat so lekker ruik. 'n Vrou se parfuum ruik nie so lekker nie, veral in die oggende. Dank die Here daarvoor. Dank die Here as jy 'n voet het om te loop. Ek het onlangs 'n man gesien, vriende, wat op sy arms loop. Hy het nie meer bene nie. Dis af, dis weg. Dank die Here as jy oë het om te sien. Dank die Here dat jy sy woord het om te lees. Gister is verby. As jy droog gemaak het, vra God vergifnis. Probeer regmaak wat jy verkeerd gedoen het. Leef met die gevolge op 'n Bybels verantwoordbare manier. Maar vergeet gister. Leer jou lesse, vergeet die wat verby is, want jy gaan dit nie kan oorkry nie. Hou op vrees vir môre. Leef vandag. Nou praat ek met u, soos 'n regte fariseer. Want hierdie week het ek baie gevrees. Hierdie week was ek ontsteld oor 'n paar dinge gewees. Soveel so dat my vrou op 'n stadium my jammer gekry het. Was lekker as jou vrou jou jammer kry. Vertel sy vir jou hoe wonderlik jy is en hoe goed jy is. En dan sê, ag nee man, is nie so nie. Jy weet mos nou. Maar die Bybel leer vir ons, dat ons nie moet vrees nie, dat ons nie so moet vrees hê vir die dag van môre, dat ons vergeet dat die Here vir ons net vandag gee nie. Hoor dit sê Handelinge 14:22. Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Baie. Moenie dat dit vir jou 'n verrassing wees nie. Dis asof ons as iets gebeur, met my, van alle mense. Weet die Here dan nie hoe heilig ek is en hoe lief is ek vir hom en hoe graag wil ek sy gebooie nakom nie. Luister, die heiligste van mense deur die geskiedenis het die grootste stryd beleef. Onthou, ons is in 'n gevalle wêreld, moenie vergeet daarvan nie. 2 Timoteus 3:12 en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Onthou jy vir Dr. John MacArthur, man wat nou 'n jaar of 2 gelede oorlede is, onthou jy in COVID tyd, toe hy sy kerk oopgehou het, die hofsaak op hofsaak wat hy in was, hulle wou hom toegesluit het omdat hy bloot sy gemeente bedien met die waarheid van die woord. Dit gebeur, vriende, dat ons vervolg sal word. Ek onthou op 'n stadium, omdat hulle die Bybelse beradings patroon toepas in hulle gemeente en glo dat sielkunde nie ons 'n oplossing gaan gee vir ons probleem nie, maar die Bybel, God se woord, was daar een man wat na hierdie beradings sentrum van hulle gekom het en hy het later selfmoord gepleeg en hulle was vir maande lank in hofsaake. Luister, daar is tientalle mense wat elke dag selfmoord pleeg wat op sielkundige medikasie is. Gaan lees die feite vir jouself. Die goed is daar eintlik om jou dood te maak. En tog sê die wêreld niks daaroor nie.
want dit is 'n multi-miljoen rand besigheid. Maar hierdie man wat wonderlik in sy waarheid of met die waarheid van God se woord mense bedien het, word voor die hof gedaag omdat een man uit duisende wat gehelp was oor die jare selfmoord gepleeg het, en wonderlik na al die maande van bewyse en al die dinge wat gebeur het, is hulle onskuldig bevind omdat hierdie man al op soveel maniere probeer het om selfmoord te pleeg voor die tyd en na die tyd, en op daai stadium, soos ek onthou, was hy op medikasie en hy het selfmoord gepleeg. Dr. James Dobson vertel hoe hy op 'n stadium, hy was deel van hierdie ouens wat die sensorwette gedoen het, wanneer hierdie films gemaak was, en hoe langer die tyd aangaan, hoe meer vulgêr raak die goed. En op 'n stadium toe hy hierdie films teestaan, was hy gedagvaar vir miljoene rande. Hoe hy deur hierdie stryd moes werk saam met die Here. Wat ek vir u vanmôre probeer sê, seer kry, misverstande, sondige dinge sal gebeur in hierdie wêreld met ons, in ons daaglikse lewe, soos met Dawid. Hou goeie moed, God is in beheer. En die laaste gedagte wat ek by gaan uitkom, ek sien die tyd het ons ingehaal, onthou. Ek het die onthou in hoofletters gesit, ek moes eintlik dit in rooi gesit het. Onthou, God is soewerein. En deur sy genade kan ons uitstyg bo ons omstandighede as ons oë op die troon hou. Hoor wat sê Dawid, ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly. Hy sê, saans en smorgens en smiddags klaag ek en steen, en hy hoor my stem. Hy verlos my in vrede van die stryd teen my, wat met menigtes is hulle teen my. God sal hoor en hulle antwoord ja, hy wat op die troon sit van lankal af, omdat by hulle geen verbetering is en hulle God nie vrees nie. Dawid wou wegvlieg, hy wou weghardloop, hy wou wegbly. Dis asof Dawid gesê het, Here, time out, ek is moeg vir hierdie stryd, ek het nie gekies om koning te wees nie, u het my gekies. En tog leer Dawid dat God soewerein is, en wat hy oor ons lewe toelaat, of dit nou is as gevolg van my sonde, of maar net mense wat teen my aankom, of omstandighede, of iets wat gebeur. Die Here hoor as ek bid. Hy gee vrede in my siel, te midde van die omstandighede. En wat vir my baie interessant was, en ek gaan nie baie maak daarvan nie, want ek dink nou nie ons moet nou heeltemal te veel maak van die gedagte nie, maar hoor het sê Dawid, as ek maar vlerke soos 'n duif gehad het, sou ek wegvlieg en wegbly. Maar die Bybel leer vir ons in Jesaja 40:29, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels soos die arende. Die duif en die arend, as ons met mekaar vergelyk, dink ons daar is nie eintlik 'n vergelyking nie, behalwe dat albei voëls is. Maar die beginsel wat vir my na vore gekom het, as ek op die Here wag, as ek hom opnuut op sy troon sien sit, dan styg ek bo my omstandighede uit, soos die arend uitstyg bo al die voëls van die hemel. Vriende, luister gou. As ons op die Here wag, dan gee hy vir ons krag in ons huidige situasie, om dit met blymoedigheid tegemoet te gaan. Elke ou dink sy situasie is erger as die volgende ou se. Maar ons elkeen beleef sy stryd op 'n unieke manier. Daarom, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dawid het saans, smorgens en smiddags het hy gebid. Of smorgens, middags en saans het hy gebid. Die Here gevra, Here, help my. Here, wees vir my genadig. Die Bybel sê dat die Here van lankal op die troon sit. Ek het vir u laasweek gesê, hierdie gedagte van lankal op die troon beteken van ewigheid af is die Here, die een wat op die troon sit. Daarom sê die Bybel vir ons in Romeine 8:37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Openbaring 12:11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Dawid het opnuut die Here op die troon gesien sit van die hemel. En Dawid het bo sy omstandighede uitgestyg deur die krag wat God hom gegee het. En ons lees daar in Openbaring 21:5, Johannes op die eiland Patmos, in hierdie baie haglike en moeilike omstandighede, sien Johannes die Here op die troon sit, Openbaring 4, ons het dit verlede week hanteer. Maar Openbaring 21:5 skryf hy en hy sê, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk,
ek maak alles nuut. The Christian life is a life of new beginnings. Jy het vanmôre gekry as 'n geskenk uit die hand van die Here om hierdie dag tegemoet te gaan, nie oor die spyt van die verlede en die vrees vir die toekoms nie, maar om voluit te lewe vandag met die genade wat die Here jou gee. Miskien is daar hartseer gevolge in jou lewe oor dinge wat gebeur het. Vra die Here om hom te dien met blydskap, om voor sy aangesig te kom met gejubel, te erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak, ons is die skape van sy weide. Vers 6, en hy het vir my gesê, dit is verby, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, aan die dorstige sal ek gee, uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Kan ek die Engelse uitdrukking gebruik wat ek onlangs gelees het? It's too soon to quote. It's too soon to quote. Ons is kinders van die Here. Moenie moed opgee nie. Ek weet nie wat jou situasie vanmôre is nie, maar ek vra jou, leer uit die lewe van koning Dawid. Leer uit hierdie wonderlike Bybelse vertellinge, dat ons as mense in ons vrees soms. Dis nie sonde om te vrees nie, dis sonde om in die vrees te bly. En dat die vrees jou heeltemal lam maak. Vat dit na die Here. Noem vir die Here die saak. Hy weet daarvan. Maar sê Here, U weet ek vrees hierdie bepaalde situasie. Vriende, ek vra jou, as daar vanmôre gevolge in jou lewe is gevolg van sonde, vat dit na die Here, gaan maak reg wat jy verkeerd gedoen het. Vra die Here vir wysheid, onthou seer kry is deel van die sondige wêreld en ons daaglikse lewe, ons kan dit nie. Ons kan dit nie wegwens nie. En deur God se genade kan ons uitstyg bo ons omstandighede as ons oë op die troon hou, want hy is soewerein en hy sal ook die situasie wat jy vandag beleef ten goeie laat uitwerk en gebruik tot sy eer. Ek wil jou los met hierdie ou versie en ek vra jou dat jy dit op die tafels van jou hart sal skryf. Hebreërs 13 vers 5b. Dawid het dit beleef, en ek kan dit ook beleef. Want hy het gesê, God het gesê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Dis wat my aan die gang hou. Weet nie van u nie. Mag die Here vir ons genade gee, kom ons bid saam. Vader, help vir ons om hierdie groot waarheid te verstaan, ter harte te neem, dat ons hierdie praktiese lesse sal toepas in ons lewe. En ag Vader, wanneer die druk en die stryd vir ons te veel raak, dat ons u opnuut op die troon van die hemel sal sien sit. Dat ons die geloofsoog sal oprig na hom wat gesê het, kyk, ek maak alles nuut. En dat ons elke dag met blydskap tegemoet sal gaan. Want die blydskap in die Here is ons beskutting. Dis die blydskap in die Here wat ons beskutting is. Vader, help ons is nietig, ons is sondig, ons is geneig tot die kwaad, ons het soveel dinge waarmee ons stoei, binne en buite. Maar help vir ons om te besef en te verstaan, dat ons is meer as oorwinnaars deur Christus, wat ons lief gehad het. Hy is die oorwinnaar en in hom kan ons meer as oorwinnaars wees. Ons het nie krag in onsself nie, daarom is ons nie positief oor ons situasie nie, ons dink Bybels oor ons situasie. En ons vra vir Bybelse raad, om daardeur te werk, ander kant uit te kom, om dan ook 'n getuie vir u te wees. Amen.